godsdienstig of gelowig? Dis die groot vraag. Die verskil is reusagtig. Maar die twee kan baie maklik van mekaar onderskei word deur die gebruik van twee persoonlike voornaamwoorde. Met hierdie twee woorde kan jy omtrent dadelik bepaal of iemand bloot godsdienstig is en of dit 'n ware gelowige is. Godsdienstig of gelowig. Nou die twee word voortdurend met mekaar verwar. En in besonder vanweë die bedrieglike voorkoms van godsdienstigheid en ook van 'n waninterpretasie van die Bybelse konsep van geloof. Tog word die verskil tussen die twee baie duidelik in die Ou Testament uitgebeeld en dit word baie duidelik in die Nuwe Testament uitgebeeld deur Jesus, die profete, die apostels, almal oud en nuut, verduidelik vir jou en wys vir jou op die verskil tussen godsdienstige vroomheid en ware geloof. Nou, Paulus gaan sover, hy beveel selfs die Korintiërs so aan, in 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, ondersoek julle self. Sit jouself onder die vergrootglas. Stel julle self op die proef. Met ander woorde, skryf 'n toets. Of is julle nie seker van julle self dat Christus Jesus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. Nou, hy skryf hierdie toets jouself, beproef jouself. Ondersoek jouself, skryf hy, nie aan 'n klomp ateïste nie. Hy skryf dit nie eens aan ons in die moderne, hy skryf dit aan die vroeë kerklidmate. Hulle was daar die eerstes lotte wat in die kerk ingekom het, sê hy, beproef jouself, ondersoek jouself, kyk of jy in die geloof is. Dit maak seker dat jy nie net godsdienstig is nie, maar dat jy waarlik 'n gelowige disipel van Jesus Christus is. Jy sien die geweldige gevaar van godsdienstigheid in die lewe van die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes. Mense wat almal beroepsteoloë was. Mense met streng godsdienstige tradisies en gebruike en feeste en sabbate en skrifinterpretasies. Mense wat 2 maal 'n week gevas het. Lang gebede gedoen het. Tiendes en offerandes van elke dingetjie wat hulle kant toe kom gegee het. Klere wat by hulle godsdienstige oortuigings gepas het. Hoede, hoofbedekkings, titels van rangorde, streng reëls wat gepreek, toegepas en afgedwing word. Mense wat Bybelhoofstukke, selfs Bybelboeke, die ganse Ou Testament kon memoriseer en kon opsê sommer so uit die hart uit. Ywerig om elke aspek van die wet van Moses en die profete noukeurig te interpreteer en toe te pas. En dan kom die Nasareense houtwerker. Jesus van Nasaret, met die twyfelagtige geboorteverhaal. En hy kyk hulle in die oë en hy sê, ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite af mooi lyk, maar daarbinne vol doodsbeendere en allerhande onsuiverhede, sekerlik kieme, besoedeling, verrotting is.
so is julle ook. Van buite lyk julle vir die mens vroom, maar van binne is julle vol huigelary, geveinsdheid en ongeregtigheid. Matteus 23:27 tot 28. En dan boonbehalwe dit noem hy hulle slange, addergeslag. Dus steeds mense wat deur hulle sondige, gevalle, bose natuur beheer word, ten spyte van hulle godsdienstige voorkoms en gebruike, wat in hulle geval gebaseer is op die wet en die profete. Dit is Moses en die Ou Testament. En om 'n kersie op die koek te plant, antwoord hy en sê vir hulle in Matteus 22:29 tot 32, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En dan praat hy oor die opstanding. Matteus 22:29 tot 32. Hulle ken die Bybel uit hulle kop. Hulle dra versies in wat hulle noem tefillin op hulle kop, so 'n boksie hierso, met skrifversies binne. En hier op hulle arm. Maar hulle het geen begrip waaroor dit regtig gaan nie. Hulle ken ook nie die krag van God nie. Met ander woorde, hulle besef nie wat God vir hulle kan en wil doen nie. Hulle dink, al hierdie aangeplakte goed, maak hulle heilig. Dus is dit duidelik, dat jy teologie kan bedryf, Bybel lees en memoriseer, dogma kan saamstel, beskryf en rituele bedryf. Jy kan feeste vier, sabbate onderhou en steeds geen idee hê waaroor alles gaan nie. En wat God se krag vir jou wil en kan doen nie. Tragies. Kan jy daarin indink? Hulle sit en lees Bybel. Hulle trek hierdie goed aan, die vroue se hare word bedek. Hulle is van die môre tot die aand besig met allerhande rituele en goeders. Hulle het by hulle voordeur so dingetjie wat jy aanraak, voor jy by die deur kan ingaan met die wet daar binne. Onthou! En Jesus sê, julle het nie 'n begrip waaroor dit gaan nie. Julle is wit gepleisterde grafte, slange. Godsdienstig, in opvoeding, in gebruike en rituele, laat jou steeds godsdienstig. So word die verskil tussen godsdienst en geloof in die Ou Testament beskryf. Een van baie plekke, Jesaja 29:13. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe. Hulle kom nader met die mond. Hulle sê halleluja, prys die Here, en hulle sing liedjies, hulle swaai hulle arms en hulle doen danse, terwyl hulle hart ver van my is. Of meer korrek, terwyl hulle hart ver van my hou. Ons sal al hierdie goed doen, moet net nie inmeng in ons Saterdag aande nie. Of ons Vrydag, of ons Donderdag aand, of ons Maandag, of ons Sondag. Nee, afhangende van watter dag jy nou jou goedjies bedryf. Godsdienstige mense, aangeleerde, hulle vrees vir my, sê hy, is 'n aangeleerde mensegebod. Goeie opvoeding, gebruike, rituele, maar steeds bloot godsdienstig. Jesus maak 'n geweldige stelling vraag. Lukas 18:8-30. En ek sê vir julle, hy sal laat reg
geskied. En baie gou ook. Nietemin sal ek, die Seun van die mens, dis Jesus self, wanneer ek kom, geloof op aarde vind. Hy stel 'n vraag wat eintlik 'n stelling is. U sien, godsdiens sal daar altyd op aarde wees. Daar sal Jode wees wat godsdiens bedryf as Jesus kom. Hulle feeste hou, hulle sabbate hou, hulle wat se goed ook al hou. Daar sal gebede wees. In die Christelike denominasies en kerkgangers sal hulle daar wees met hulle herlewings en hulle singsongs en al hulle goeders. Daar sal boeddhisme bedryf word, hindoeïsme bedryf word, die islam sal hulle goed doen. Al hulle godsdienstige goedjies, almal met al hulle verskillende oortuigings, rituele en gebruike sal aan die gang wees. Maar sy vraag is, as hy kom, sal hy wel geloof op aarde vind. Nou, daarmee plaas Jesus geloof op 'n heel ander vlak en in 'n heel ander dimensie as godsdienstigheid. Die konteks plaas dit op die vlak van vertroue in God se beloftes en in God se krag. Dit vloei voort, as jy gaan lees, uit 'n vertelling oor gebed, en gebed wat nie onmiddellik beantwoord word nie, maar die bidder hou aan glo en vertrou dat God sal doen wat hy beloof het. En as jy verder lees, dan volg Jesus daardie gedeelte op met 'n verhaal van 2 mans wat na die tempel gaan om te bid. Die een 'n fariseer, die ander 'n tollenaar. Die fariseer 'n tiendegewer, 'n bidder, 'n man wat vas 2 maal per week, sabbate onderhou, ensovoorts, ensovoorts. Vas oortuig van sy eie geregtigheid. Ek dank U, Here, dat ek. En die tollenaar, 'n man wat klaarblyklik anders as die fariseer, nie vas of gereeld vas soos die fariseer nie, en ook nie die 10de so noukeurig gee soos die fariseer, verstaan ek uit die konteks nie. En hy, bewus van sy eie ongeregtigheid, hy kom staan nie eens naby in die tempel nie. Hy slaan op sy eie bors en hy sê, o God, wees my arme sondaar genade. Vas oortuig van sy eie ongeregtigheid. En die resultaat is die 2 persoonlike voornaamwoorde wat hier opduik. Die een kom uit 'n godsdienstige man se mond. Ek vas. Ek gee. En jy kan maar byvoeg. Ek hou die Sabbat. Almal van hulle hooplik. Ek hou die feeste. Ek behoort aan die sinagoge. Ek's 'n lid van die Sanhedrin. Ek dra die regte klere. Ek dra al die nodige goeders op my kop, my arm, op my deurpos. Ek is besny. Ek's 'n goeie mens. Ek is godsdienstig. Die tollenaar aan die ander kant. O God, wees my arme sondaar genadig. Die een maak staat op sy eie geregtigheid deur 'n poging tot wetsonderhouding. Die ander maak staat op God se genade, hulp en redding. Die een vertel hoe hard hy die goeters doen en hoe reg hy die goeters doen. Die ander een sê, as U nie iets doen, Here, is dit kobaai met my. Ek het 'n goddelike ingryping in my lewe nodig. Dan sê Jesus hierdie woorde, die tweede een,
sal eerder geregverdig huis toe gaan as die eerste een. Hy het geroem op sy eie dade, die ander een, roem op die genade en hulp wat hy by God kan kry, om sy lewe in orde te kry. Hierdie twee persoonlike voornaamwoorde identifiseer altyd wie godsdienstig en wie gelowig is. Ek en hy. Ek vertel van dit wat ek godsdienstig doen en onderhou as 'n sleutel tot my eie geregtigheid. Aan die ander kant is hy. En hy, Jesus, het my gered. Hy het my vergewe. Hy het my verlos, hy het my lewe herskrywe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. God se krag het iets aan my gedoen. God se krag het my hart verander. God is aan die werk in my lewe. Die gelowige is altyd opgewonde oor Jesus. Altyd 'n verwondering oor sy redder en verlosser. Altyd verbaas dat God iemand soos hy kon begenadig en red. En hy vertrou op God se genade en beloftes. Reuse verskil. He touched me, and oh, the joy that floods my soul. En ek vrees God. Ek hou die Sabbat. Ek gebruik die nagmaal. Ek gaan kerk toe. Ek sê sarkasties, dis nie die werklikheid. Godsdienstig verlore. Leef na die sondige natuur. God se krag het nog nooit iets gedoen in my lewe nie. Net godsdienstig. Die gelowige het blye versekering. Jesus is myn. Amazing grace. Ek staan verbaas oor die liefde van Jesus. Die liedjie is net anders. Die fokus is totaal anders. Jy kan dit op hulle kerkdeur lees. Hulle fokus op die kerkdeur, die kerk se naam. Vertel jou waarop hulle fokus. Hulle eie mond vertel jou waar hulle fokus lê. Ek, hy's my held. I love you, Lord. Jy is so goed vir my. Ek kan nie verstaan dat jy sondaar soos ek kom begenadig en red nie. Ek verstaan vandag nog nie, Here. Why me? What have I ever done? Reuse verskil tussen ek en hy. Ek die goeie oukie. En hy die wonderlike, onverklaarbare, magnifieke God wat sy lewe vir my aflê aan die kruishout van Golgotha. Baie dankie dat jy na my luister. Ek hoop dit beteken vir jou iets. Trek jou nader na hom. En ver weg van jouself. Johannes die Doper het gesê ek moet minder word. En hy moet weer word in my lewe. Hy. Paulus sê al hierdie goed is druk. Ek wil net hom ken. Al die ek se ywer, ek is 'n wetsonderhouer. Ek druk sê hy om hom te ken. Dis waaroor alles gaan. Mooi loop.